Een van die statistieke wys dat die vrouens is meer betrokke. En ek dink ons band het dit vanoggend weer eens bevestig en ek nie gejok het nie, want hier was ons een doring tussen al die rose. So well done to you. Okay, so ons gaan vandag aan met Romeine en ons is by Romeine 12. Nou, Romeine 12 is 'n oorgang in hierdie brief wat Paulus aan die Romeine geskryf het, want ons sal sien, Romeine 1 tot 11 was leerstellings gewees en hy het vir ons gesê wat hoe ons moet lewe, wat was sonde gewees, wat is regverdigmaking, genade en uitverkiesing. En nou kom hy tussen 12 en 16 en hy wys eintlik vir ons, hoe moet ons as kinders van God se leefstyl wees om God te behaag. Nou, hy gaan vir ons 'n paar praktiese implikasies gee, hy gaan vir ons 'n paar praktiese goeders gee van hoe ons moet lewe in ons alledaagse lewe. En dan sê hy ook vir ons hierso dat die gawe van God se reddende geregtigheid sal lei tot 'n nuwe lewe. Nou ons gaan vandag 'n bietjie kyk wat beteken dit en hoe maklik is dit. En hy sê ook vir ons dat om te wys hoe God se genade 'n mens se hele lewe verander, persoonlik, in die gemeente en dan teenoor vyande. So hy gaan in 'n paar punte aanraak vandag wat ek nou nie vir julle gaan jok nie. Ek reken partymal die Here het regtig volgens my 'n manier om met mense te werk. Dit voel soms of hy 'n sin vir humor het. Want toe ek so by Romeine 12 kom, toe dink ek, genade ons, dalk moet ons, maar soos pastoor Dani maak en net hierdie ene uithaal en ons gaan na die volgende ene toe, want hierdie ene tik myself nogal redelik oor die vingers. En dis moeilik om te erken dat, soos wat ek deur Romeine 12 gewerk het, het ek net weer eens besef, hoeveel tekort skiet ons as mens? Nou ons het 'n paar vrae wat ons vandag onsself moet afvra voordat ons Romeine 12 begin oopbreek. En die vraag is, lewe ons werklik in die lig van God se genade, in die lig van sy kruis en in die lig van ons redding? En dan is die vraag, hoe moet ons lewens lyk as wedergebore kinders van die Here? Nou ek gaan vandag vir julle so 'n bietjie 'n paar punte wys van hoe ons werklik moet lyk as ons sê ons is wedergebore kinders van God. So ons begin by Romeine 12 vers 1 tot 2. En dit sê so, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevalle en volmaakte wil van God is. Nou hierso het Paulus so half 'n vermaaning, wat hy vir ons sê, ons moet begin kyk hoe lewe ons as kinders van God. En julle moet nou besef, in daai tyd het dit vir die mense sin gemaak as hy praat van offers, want dit is die era waarin hulle gelewe het. So offers vir hulle was alom bekend gewees. Hulle het geweet wat dit beteken om te offer en nou kom Paulus en hy sê, jou lewe as kind van God moet eintlik die toonbeeld wees van 'n lewende offer. Nou ek gaan nou vir ons 'n paar dinge hierso uitwys, dat vir julle gaan wys dat ons skiet nogal kort, al begin ons net hier by Romeine 12. Nou dit sê vir ons, as ons 'n lewende offer is, jou leefstyl, jou hart, jou siel, jou alles, moet aan God beteken. Wat kosbaar is van dit is, in die Ou Testament het hulle offers gedood tot God, en nou sê dit vir ons presies die teenoorgestelde. Ons is nuwe mense, ons is vernuwe, nou moet ons lewe. Ons het God se gees wat binne in ons wandel. Nou die mooi ding van hierdie is, dit is moontlik. Dit is partymal net nogal moeilik. Dit is partymal nogal moeilik in die alledaagse lewe om te doen wat die woord van God vir ons sê, en ons is sekere van hierdie gedeeltes gevat en dit al verkeerd aangewend ook. Waar Paulus hierso sê, gaan toets en beproef die goeie, dan vat ons daai, ek kan gaan doen net wat ek wil. En dis nie eintlik wat Paulus sê nie. Paulus sê, gaan toets en beproef dit wat welgevallig is vir God. Hy sê nie, gaan toets waarvan God nie hou nie. Hy sê, gaan kyk wat is in lyn met God se woord. Nou die huidige tydperk waarin ons lewe is nogal redelik boos. En daar's baie druk op ons as kinders van God vandag om partymal maar die knie te buig en eerder te lewe soos wat die wêreld van ons verwag om te lewe, sodat ons nie hoef uit te staan. Maar Paulus sê hierso dat as jy 'n kind van God is jou lewe veronderstel om verander. Jy is veronderstel om 'n nuwe skepsel te wees en jou lewe moet die toonbeeld wees van dit. Nou ek wonder nogal hoeveel van ons kan werklik vandag hierso sê, as ons lewe, dan kan God elke dag na ons kyk en die manier hoe ons onsself handhaaf.
dat ons lewenswandel 'n offer vir God is wat hy sal aanvaar. Julle weet die mooi ding hierso is God sê vir jou, hy gee vir jou lewe. Dis jou keuse hoe jy met daai lewe gaan maak. God sê vir jou, ek het jou gered, so jy's 'n nuwe skepsel, jy's 'n nuwe mens. Gaan jy daai nuwe lewe begin uitlewe, sodat ek vir jou gaan sê, wel gedaan my kind. Nou weet julle, dit gaan soms 'n doelbewuste besluit wees wat jy gaan moet neem. Jy gaan partymal moet kies wat is reg en wat is verkeerd. Die Here gee vir jou vrye wil. Hy sê ek forceer dit nie op jou af nie, maar ek wil hê jy moet 'n lewende offer wees wat welgevallig is in my oë. Dit gaan partymal verg dat jy die onpopulêre persoon gaan moet wees. Jy gaan partymal dinge moet doen wat die mensdom vir jou gaan sê is verkeerd. Jy gaan soms goeders moet sê wat die mensdom nie van gaan hou nie. Jou alledaagse optrede en jou gewoontes gaan dit bepaal. En nou wil ek ook vir julle sê, dit is daar waar ons jou nie sien. Ons het dit al so goed reg gekry as kinders van God, dat wat ons in openbaar doen, wys ons vir mense, ag, ek is so gered, ek lewe so reguit, en dan kom jy by die huis, dan jy 'n absolute monster. Ons mis partymal dat God dit ook sien. God sien daai wat ons doen, waar niemand anders ons sien wat ons doen. Nou hierso wil ek ook vir jou sê, moenie vashou aan jou verlede nie. God het daai verlede skoon gewas. Ons almal het foute gemaak, niemand wat hier sit is foutloos nie. As jy daai persoon is, kom praat met my na die diens. Maar niemand hier is foutloos nie. Maar God sê vir jou, ek het daai skoon gewas, maar nou moet jy 'n nuwe lewende offer wees, wat lewe, soos wat ek gaan sê, dis welgevallig. Daar waar die kerksmense jou nie sien. Daar waar die pastoor jou nie sien nie, daar wat jy stopsiel alleen by die huis soms is saam met jou gesin. Ek het al op 'n vorige geleentheid gesê, ek wonder nogal as ek soms met jou lewensmaat moet gaan praat en ek vra, hoe is hierdie persoon werklik? As daai deure toemaak, is dit dieselfde persoon wat ons by die kerk sien. En ek kan julle beloof uit ondervinding uit, is die geval 9 uit die 10 keer amper nie so. En dit breek nogal my hart. Ons moet 'n lewende offer wees, ons moet doelbewus lewe soos wat God van ons verwag om te lewe. En weet julle, sodra jy 'n lewende offer vir God is, gaan jy vind, jou denke gaan verander, jou maniere gaan verander, jou waardes gaan verander. Die goeders wat jy van gehou het voor jy tot bekering gekom het, gaan 10-1 begin wegkwyn. Die goed waarna jy gestreef het, gaan 10-1 begin wegkwyn, want jy gaan begin strewe na die goed waarvan God hou. Jy gaan gehoorsaam word aan God se woord. Al is dit nie altyd lekker nie. Al is dit soms moeilik, gaan jy op God se woord staan, maar jy sal dit kan doen deur middel van die Heilige Gees. Ek kan julle dit waarborg vandag. Weet julle, as jy soos die wêreld wil wees, kan jy nie verwag jy gaan geestelik groei. As jy in die wêreld wil lewe en jy wil die dinge van die wêreld doen van maandag tot Saterdag, kan jy nie verwag jy moet geestelik lewe as jy net 2 ure op 'n Sondag vir die Here wil gee. Ek sê vanoggend vir Simon, hy dis my hartseer as ek besef, dit het vir baie mense wat hulle self Christene noem, te veel moeite geword om 2 ure 'n week aan God af te staan. Maar dan wil jy 'n ewigheid saam met God spandeer. Jy wil nie saam met boeties en sissies in die kerk kom sit nie, maar jy wil ewigheid saam met hulle in die hemel spandeer. Dit maak nie vir my sin nie. Is 2 ure 'n week werklik te veel? En nou wil ek ook vir julle sê, hierdie wat hulle sê, beproef alles, dit is nie die ewels van die wêreld. Dit maak seker, jy beproef is jou leefstyl in lyn met wat God van jou verwag. Lewe jy en doen jy en praat jy soos wat God van jou sal verwag om te doen. Nou hierdie eerste 2 verse het net vir ons die fondasie gelê. Nou gaan Paulus uitbrei in die res van Romeine om op dit te bou. So Romeine 12 vers 3 tot 8. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toegedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, die barmhartigheid toon met blymoedigheid.
Nou die nuwe lewe van gelowiges word in hierdie gedeelte beskryf. Hierdie gedeelte beskryf hoe kinders van God behoort te leef, en dan sal julle ook vind, hy sê hierso, nie almal se geloof gaan op dieselfde vlak wees nie. Paulus skryf hierso, na mate hoe God dit vir ons uitdeel, en ons kyk partymal na mense en dan dink ons, maar hoekom glo jy nie soos wat ek glo nie? Dalk is hy nog besig om daarby uit te kom. Want hierso sê Paulus vir ons almal gaan nie uiteraard op presies dieselfde plek wees waar ons tot bekering gekom het nie. Ons gaan nie dinge dieselfde doen nie. Ons het verskeie liggaamsdele wat hier tussen ons sit. Ons het verskeie roepinge wat tussen ons sit. Ons het verskeie plekke waar die Here ons wil gebruik. Nie almal van ons gaan die dinge dieselfde doen, dieselfde verstaan en dieselfde deurgee nie, want ons is verskillend geskape. Dank die Here vir dit vandag. Kan julle dink as ons almal presies dieselfde was, dieselfde goed gedoen het, dieselfde goed gesê het, hoe vervelig sou hierdie lewe gewees het? Nou Paulus sê hierso, hy beveel die profete om net te spreek wanneer hulle geloof en sekerheid het dat dit van die Heilige Gees afkom. Weet julle hoe van toepassing is dit op ons vandag? Ek hoor so gereeld en ek kan partymal krul my klein toontjie om as iemand sê, die Here het gesê ek moet vir jou sê, veral as dit soms teenstrydig is met God se woord. Enige ding wat iemand vir jou sê, die Here het gesê, dis teenstrydig met God se woord, het die Here dit nie gesê nie, want God gaan nie homself weerspreek nie. Hy gaan nie lieg nie. En ek wil julle ook baie mooi vra hierso, as jy ooit besluit jy gaan namens God praat, maak seker jy praat namens God en nie jouself nie. Weet jy hoeveel skade het dit al gemaak in mense se lewens? Dat mense namens God praat, maar eintlik is dit wat ek voel, sê ek vir jou kom van God af, maar ek kom nie in die woord van God uit nie, want dit is hoe God met my spreek. Ons maak werklike skade, julle en ek ken persoonlik mense in my binnekringe, in my lewe, familie van my, wat ons skade gelei het, omdat mense vir hulle kom sê, die Here sê, jy moet dit, of jy moet dat, en dan flop dit. Vir wie is jy dan nou kwaad? Ek wil vir julle een ding sê, en ek wil julle asseblief vandag pleit by dit, voordat jy namens God praat, gaan maak seker, dis werklik wat God sê. As dit uit jou eie uitkom, kan jy sê, ek voel, ek wil vir jou sê, dit of dat. Maar wees so versigtig as jy ooit daai woorde sê, en julle gaan dit vind met my, ek het nog nooit hier voorgestaan, en vir julle gesê, die Here sê, julle moet dit doen, as dit nie uit die skrif uitkom. As die skrif sê, dis wat jy moet doen, dan sê dit, dis wat die Here sê. Daar's 'n verskil tussen hoe Roan Marie voel, en wat God se waarheid is. Pastoor Bennett het al baie keer gesê, as dit so was, kon hy gesê, julle almal moet vir die VP skree. Imagine that. Wat so flop sou dit nie uitgedraai het nie, nou. Maar die punt wat ek probeer maak is, wees so versigtig, want Paulus sê self hierso. Die profete moet seker maak, hulle spreek deur die Heilige Gees. Want dan word dit geopenbaar en God sal dit bevestig. Christene moet fokus en hulle energie gee aan die gawes wat God aan hulle gegee het. Nou luister 'n paar van hierdie gawes wat hy uitwys. Diens aan ander. Om diensbaar te wees vir ander mense is 'n gawe wat die Here vir jou gee. Onderrig van God se woord met geduld. Hoe ongeduldig word ons nie soms nie. Ek vertel jou van die Here, ek leer jou van die Here, maar jy doen dit nie, en ek wil my hare uit my kop uittrek, en ek wil jou in jou skouers druk, en eintlik sê die Here, hey, geduldig. Dit het my sussie 18 jaar se gebed gevat om my hier te kry. Geduld. En dan sê dit of in vermaaning en bemoediging in die dinge van God. Bemoedig mense volgens God se woord, maar vermaan hulle ook volgens God se woord, nie volgens jou woord. As jy nie van iets hou nie, is dit nie te sê, dit kom uit God se woord uit nie. Julle sal my nie glo nie, ons het verskillend groot geword, verskillende denominasies, verskillende agtergronde, en Paulus sê hierso, maak seker wat ook al julle doen, kom uit God se woord uit. Hierdie is jou enigste riglyn. Nie sekulêre boeke nie boeke wat deur mense geskryf is nie, 'n boek wat deur God geïnspireer is. Dis al. Paulus beklemtoon 3 houdings hierso. En hy sê in die uitoefening van sekere gawes, die wat 'n besondere gawe het om ander finansiëel te help, moet nooit knorrig gee nie, maar altyd mildelik, oorvloedig en vrygewig. As die Here dit op jou hart lê om iemand te help, moet dit nie doen met 'n dik bek nie, dan kan jy dit eerder los. As die Here op jou hart lê, ek het al gevalle gehad waar ek verby iemand ry en draai ek om, dan weet ek die Here het vir jou gesê help daai ou, maar dan dink ek weet hom beter, dan voel ek so sleg dat ek sal omdraai en terugry en sê, weet jy wat, ek wil jou graag help.
niemand 'n dik bek nie. Want alles wat ek het, kom van die Here af. Geen mens gee vir my wat ek het nie, God gee vir my wat ek het, so ek kan maar net sowel teruggee. Die wat lei, het dikwels niemand aan wie hulle rekenskap gee nie. Oppas vir luiheid. So as jy in 'n posisie is, en dis nie net hier nie, as jy die baas van jou company is, kan jy nie op jou negende rugwervel lê en verwag jou besigheid moet goed doen. Luiheid kom nie van die Here af nie. En die laaste ene, die wat barmhartigheid betoon aan die lydenis, moet nie moeg word nie, maar met blydskap doen. Hoeveel keer raak ons nie keelvol om mense te help nie? En eintlik sê die Here vir jou, dis nie hoe dit veronderstel is om te werk nie. Ons as kinders van God moet nederig wees. Ons mag nie neerkyk na mense nie. Julle, dit gebeur so. Ek voel ek doen so goed. Ek is besig om ander hoogtes te bereik, so eintlik is ek ons 'n bietjie meer spesiaal as jy. En die Here sê vir jou, hoor jy, ons almal is gelyk. Trots vernietig gemeentes, ek kan julle dit waarborg. Die dag wat dit kom wat 'n predikant veral begin dink, dit gaan oor hom, is die dag wat gemeentes uitmekaar uit begin val. Die dag wat 'n predikant nie meer toeganklik is vir sy mense nie, is die dag wat 'n gemeente uitmekaar uit begin val. Ek het in die week 'n ding gesien, wat 'n vroutjie sê, sy werk by 'n kerk al vir 2 jaar. Sy het nog nie eers die predikant ontmoet nie. Hoe hartseer is dit? Dis so hartseer as ek dink, want baie keer kom dit dat die predikante begin dink, maar ek is so holy. Jy moet jouself gelukkig ag om in my teenwoordigheid te kom, nonsens. Ons is almal gelukkig om in God se teenwoordigheid te wees. Ons moet ook besef, julle, dat ons is baie lede. Dis belangrik dat ons besef, die klein toontjie en die wysvinger doen 2 verskillende dinge. Nie almal lyk dieselfde nie, nie almal doen dieselfde nie. Baie lede, verskillende funksies, maar ons het een doel. Ons doel hierso is om eerstens God te verheerlik. Nie almal gaan preek nie, nie almal gaan sing nie, nie almal gaan 'n leier wees nie, want almal dien op 'n verskillende manier. Vir my gaan dit so lank as wat jy net God dien. Wees bereid om vir die Here te werk. Die doel van die gawes is nie om onsself op te bou nie. Dit is om mekaar op te bou. Hoeveel keer vat ons hierdie wat die Here vir jou gee en jy dink dit is so vir jouself en ek het dit al gesê, dit wat ek geleer word, wil ek graag vir mense deurgee. Wat help het ek sit met kennis en ek deel dit met iemand? Help nie ek vat my kennis graf toe nie. Ek wil dit deurgee. Ek wil ander mense ook dieselfde equipment gee om uit te gaan en die mense te gaan bereik. Maar is my hartseer as ek sien hoeveel Christene probeer hulle self verheerlik. Hoeveel Christene is op 'n punt waar hulle dink ek is so oulik. Ons vergeet dat ons is niks en ons het niks sonder God nie. Julle, dis God en God alleen. Ons is nie so oulik as wat ons dink ons is nie. En weet julle, ander mense kyk na ons en ek het in die week sien ek 'n video van 'n ma wat sy kind vir haar vra, hy wil graag kerk toe gaan. En sy erken, my kinders is nie groot geword in 'n kerk nie, ek was jare laas in 'n kerk. En hierdie vrou is so op haar senuwees met wat sy aan het, en nou sê sy, ek weet nie, is dit reg, gaan die mense my aanvaar, wat gaan die kerk se mense met my maak as ek inloop, gaan hulle vir my sê ek's 'n heiden, gaan hulle my uitverkoor, wat gaan hulle met my doen? En ek dink as ons as Christene begin diensbaar raak, soos wat God sê ons moet diensbaar raak, gaan daai vrou tuis voel as sy inloop, maak nie saak met wat sy aan het. Maar ons neig so om na mense te kyk, hulle uiters te kyk, en ons klaar besluit, jy is goed genoeg of jy is nie goed genoeg nie. Hoor my vandag, die kleed wat jy dra, beteken niks. Dis die hart van die mens. Ons moet ophou mense uit kerke uithou, want ons kyk na die klere wat hulle dra, ons kyk na hoe die hare lyk, want ek hou nie van dit. Of jy daarvan hou, maak nie saak nie. God is dankbaar as 'n persoon wat hierso is om die evangelie te hoor. As jy nie dankbaar is vir dit nie, is die probleem by jou, nie by God nie. Maar ons staan en ons kyk mense sneerig aan wat in die kerke inloop, hulle voel so ontuis. Maar is die liefde van Christus wat ek kry as ek hier inloop. As dit jy is, as jy die een is wat neerkyk op mense, as jy die een is wat oordeel wat mense aantrek, gaan op jou knieë vandag en praat met God. Want dalk moet jou hart begin verander. Dalk moet jy 'n hart van liefde begin kry en dankbaar wees. Daar's 'n boetie en 'n sussie wat in die gemeente is vandag wat die evangelie hoor. In steede van dat jy neerkyk op hulle, want jy is o so heilig. Klere maak nie die man nie. Dis die hart.
Weet julle, Paulus moedig hierdie mense aan en hy sê vir hulle, hoor hierso, julle, ons moet mekaar begin help. As ons in 'n posisie is om mekaar te lei, as ons in 'n posisie is om mekaar op te tel, kom ons doen dit. As jy in 'n posisie vandag is om dit te doen, doen dit. Want dis die goddelike ding om te doen. As jy mense kan help, help mense, want weet julle wat, jy is dalk eendag die een wat daai hulp nodig het. Ek kan julle vertel, voor ek my val gevat het ek nie gedink ek gaan ooit bak kan staan vir 'n sak meel dat ek kan eet. Dis horribaal om aan die ander kant te wees en ons sal partymal wag. Hy moet my kom vra vir hulp as jy weet 'n boetie is in die moeilikheid gaan help. Sonder dat hy jou vra. Dis die goddelike ding om te doen. Nou Romeine 12 vers 9 tot 13. Liefde, vurigheid, nederigheid en weldadigheid. Laat die liefde ongeveins wees, vir afskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan met eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees en dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Weet julle, ek luister soms na hierdie, dan dink ek, dit begin met ons sleg te gaan en die volharding in die gebed is die eerste ding wat amper stop. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges en streef na gasvryheid. Hierdie gedeelte beskryf vir ons wat God behaag. As jy jouself 'n kind van God noem, is hierdie 4 stukke vir jou nogal redelik van toepassing, hoe jy kan lewe. En weet julle wat, dit verbaas eintlik nie dat liefde heel bo aan die lys is nie. Liefde is iets wat uit ons uit moet straal. Opregte liefde, nie skynheilige liefde nie. Want liefde, julle, is nie net 'n sentiment nie, dit kom uit jou hart uit, want dit is God wat jou verander. Dis die Heilige Gees wat in jou woon, dit is 'n egtheid. En julle sal vind, ewen Jesus het gesê, liefde is een van die belangrikste dinge vir 'n kind van God. Liefde wat uit die hart uitkom. Christene moet kwaad haat en dit verafskie. As jy kwaad is vir jou boetie en jou sussie, moet jy dit eintlik haat. Dit moet vir jou verskriklik wees dat jy met hierdie kwaad rondloop, want liefde en kwaad is, ek baie jammer om te sê, dis soos olie en water. Dis nie veronderstel om te meng nie. Broederlike liefde, eer mekaar met ywer, volharding, gebed en gasvryheid. En gasvryheid was baie belangrik vir die vroeë Christen. Gasvryheid in daai tyd het beteken, daar was nie hotelle en blyplek soos ons nou as jy iewers heen ry nie. Hulle moes in mekaar se huise gaan bly. Hoe gasvry is ons teenoor ons boeties en sissies? Hoe gasvry is ons dat mense welkom en tuis voel as hulle by jou kom? Ek kyk so gereeld na plaasmense en hierdie opsig en dink ek hulle is so warm. Kom in, kom eet saam, drink 'n koffie saam, eet 'n pudding saam, moenie huis toe gaan nie, bly, dis lekker om tyd saam met my boetie en sussie te spandeer. En wat doen ons? Ek skep nie op tot julle nie ry nie, dis my kos hierdie. Net moet ek honger gaan slaap. Eintlik sê die Here vir jou, hey, wees gasvry, nooi hulle in. Laat die mense daai warmte voel by jou, want weet jy wat, dit is 'n goddelike liefde wat uit my uitstraal. Dis nie ek nie, dis die Here. Nou wonder ek, hoeveel van ons wat hier sit kan sê, ek is werklik lief vir die boeties en sissies wat om my sit, soos wat God dit vir my verwag. Wie van ons kan sê, ek het so liefde vir die mense om my, ek wil hulle help, ek wil hulle dien, ek wil vir hulle diensbaar wees. En dan het ek 'n vraag hierso wat ek julle wil vra, bid ons opreg vir mekaar? Bid julle vir julle boeties en sissies? Ek het nou die dag op die bid hier, toe sê ek vir die mense, eien een persoon wat saam met jou hier sit en gaan bid vir hom hierdie week. Ek wil nie weet wie dit is nie, hy hoef nie te weet wie dit is nie. Maar bid ons opreg vir mekaar, of bid ons net vir onsself. En as ons bid, bid ons, Here, gee. Of is dit, Here, maak skoon. Here, lei. Here, breek my as U my moet breek. Maar breek my sodat ek in lyn met U wil begin lewe, en bid ons opreg vir ons boeties en sissies se vooruitgang om ons. Bid ons dat die Here sal gaan stil staan met ons boeties en sissies. Want as jy ware liefde het, wil jy hê dit gaan goed met jou boetie en sissie. Inteendeel sê dit, jy wil hê dit moet beter gaan met hulle as wat dit met jou gaan. Ons het gister by die vroueoggend hieroor gepraat. Ons as kinders van God wil partymal hê dit moet met jou goed gaan, solank dit net nie met jou beter gaan as wat met my gaan.
Dit is nie goddelike liefde nie. Goddelike liefde is as jy vooruitgaan, is dit dankbaar dat dit met jou goed gaan. Ek is nie snedig omdat dit met jou goed gaan en nou sê ek vir die Here, maar hoekom gaan dit met hom beter as met my? Here, want ek is lief vir my boetie. Ek is lief vir my sussie, dis my lekker om te weet dit gaan goed. Nou ware liefde wat opreg is nie 'n vals vriendelikheid nie, dis nie 'n oppervlakkige godsdiens nie en dit is nie toneelspel. Ons doen dit partymal fantasties goed. Ons kan so goed toneelspel veral hierso. O, ek het jou lief. Drukkie. Christelike liefde gee, dit dien, dit vergewe en dit help om ander se laste te dra. Hierdie is nogal 'n eienaarpunt, want hoeveel van ons is bereid om ander se laste te dra, want ek dra te veel van my eie laste. Die lewe is te besig, te stig gejaag, ek het nie nog tyd vir ander mense se probleme ook nie, is dit nie hoe ons klink nie. Ons moet mekaar se laste begin dra, ons moet mekaar se arms omhoog begin hou. En ek gaan nou vir julle sê, as 'n predikant het ek dit al gesien, ons almal skiet baie tekort met hierdie, baie. En ek praat hier uit ondervinding uit. Hoeveel mense het ek al gehoor het ontuis al gevoel in 'n gemeente, omdat sogenaamde Christen hulle ontuis laat voel het. Geen liefde nie, geen uitreiking nie, geen niks. Ek is hier vir myself en my eie belange. Hoeveel keer gee ons mekaar nie hierso daai Judas soene nie? Hæ? Kus op die wang, mes in die rug. Weet julle, ek het al dinge hier opgetel en julle sal my nie glo nie. Ons kyk mekaar hier in die oë. Ek vertel vir hierdie broer hoe lief is ek vir hom. Dan beskinder ek hom sommer al by die kerk. Ek is nog nie eers hier uit nie. As ons werklik God se liefde in ons het, dan sal ons mekaar optel, nie mekaar afbreek nie. Ons sal mekaar bemoedig, mekaar nie vertrap nie. Ons sal mekaar goed praat en nie beskinder nie. En hier wil ek julle uitdaag, as boeties en sissies in Christus. As iemand by jou kom, om iemand anders sleg te praat, maak hom stil en sê vir hom, dis nie wat God van jou verwag. As jy daai boetie of sissie wil sleg maak, maak hom sleg by hom. Nie by my nie. Ek stel nie belang om dit te hoor nie, want weet julle, baie keer is die deure ook maar net so goed soos die steure. Ons sal partymal luister met 'n halwe oor, ek wil dit eintlik nie hoor nie, maar vertel my tog. Nonsens. Sê vir daai persoon wat by jou kom skinder bekeer nie. Draai terug na God toe en hou op met hierdie twak. Puntstop klaar. Kan ek vir julle sê wat 'n ander gemeente sal ons hê as ons mekaar eerder begin goed praat as mekaar begin beskinder. As ons die beste vir mekaar wil hê en onsself nie verlekker as dinge skeefloop nie. Hy het dit verdien. Hy wou mos, sy wou mos. Tot jy die dag is een wat dinge vir jou skeefloop. Goddelike liefde sal ons die gemeente wil stig, uitbrei en versterk. Ons sal die boeties nader aan mekaar wil kry. Ons sal die sissies nader aan mekaar wil kry. Ons het gister ook oor dit gepraat. Dit moet iewerster begin. Dan het by ons begin. Kom ons begin dies te wees wat die waarheid gaan praat en mense optel. En nou die gedeelte wat ek met julle dood eerlik gaan wees, hierdie gedeelte. Dis die gedeelte wat ek baie graag sou wou oorsien. Hierdie laaste gedeelte is die eina gedeelte. En hierdie is van toepassing op ons almal wat hier sit. Kom ons hoor hoeveel van ons doen wat Paulus hierso sê. Romeine 14, 12 vers 14. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Ja, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hierdie
is sekerlik een van die moeilikste gedeeltes van menswees. Ons word van kindsbeen af geleer, as iemand iets aan jou doen, dan kry jy hom terug. Jy vergeld kwaad met kwaad, dis wat ons geleer word. En ek is soms skuldig aan dit. Ek het al vir my seentjie ook gesê, as iemand jou pot my kind, dan pot jy vir hom terug. Jy weet wat ek sê, maar ek is eintlik verkeerd as ek om dit leer. Nou weet julle, was my so mooi nou. Seën en moenie vervloek nie. Hierdie woorde het ons Desember inteendeel geleer, toe ons deur Jesus se bergpredikasie gewerk het. In Matteus 5 vers 44, hier is Jesus in die woord, so Paulus bevestig wat Jesus reeds gesê het. Hy sê vir ons, maar ek sê vir julle, julle moet jou vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Jy bid nie dat die aarde oopgeskeur word en hierdie mense verswelg word nie. Jy bid 'n seën oor hulle. Hoeveel van ons doen dit werklik? Ons wees nou dood eerlik hierso en julle kan nou nie vir my lieg nie, ons sit in die kerk. Vergeld niemand kwaad met kwaad nie, weer eens 'n verwysing na Jesus se bergpredikasie. Jy het iets gedoen, ek sal vir jou terugkry. Jy het iets gesê, ek gaan iets terug sê. En dan moet ek vir julle sê, wat vir my mooi is, sê Paulus hierso ook indien moontlik. Want hy sê, om in vrede te lewe beteken nie ons hoef om dieselfde tafel te sit. Om in vrede te lewe beteken nie jy hoef in my huis te kom kuier nie, maar immers moet ons streef na daai vrede. Immers moet ons streef om te sê, ek bid dat dit met jou sal goed gaan, al haat jy my. Ek bid dat die Here jou sal seën, al steek jy 'n mes in my rug. Ek bid dat jy mense kan bereik met die evangelie, al beskinder jy. Dit is nogal moeilik, maar die mooi ding hierso is, en dit is iets wat ek julle wil hê, hou vas aan dit, wat die Here sê, wraak kom ons nie toe nie, maar God. Jesus het dit ook in sy bergpredikasie gesê, wat hy sê, hy sal eendag regstel wat reggestel hoef te word, jy hoef dit nie te doen. En daai is waar jy berus en vertrou op God, want hy weet van beter. Nou hier is ook vir my mooi ding, hierdie brandende kole is almal nie lekker eens op nie. Nou die brandende kole is 'n verwysing onder andere wat ons kry in Spreuke 25, waar dit sê, as jou vyand honger het, gee hom brood om te eet, en as hy dors het, gee hom water om te drink. Want jy hoop gloeiende kole op sy hoof, en die Here sal jou vergelde. Nou daar is verklaarders wat bedoel, dit beteken as jy goed doen vir jou vyand, dan sal hy dalk so skuldig voel, omdat jy goed doen teenoor hom, en dan kan hy sien wat is die Christelike lewe, en hy sal dalk tot bekering kom, maar meeste van die Ou Testament, as hulle praat van brandende kole, is dit in die negatief, dit is 'n straf. Soos byvoorbeeld, Psalm 11 vers 6, sê dit ook vir ons, waar hy sê, hy sal op die goddelose vangnette vuur en swawe laat reën, en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. So eintlik sê Paulus hierso, en ek stem saam met hierdie gedeelte. Wees goed vir jou vyand, dis wat die Here van jou verwag. Hy gaan hulle vergeld. Op sy tyd, op sy manier, en ek beloof jou, daar's niks wat ons op hierdie aardse bestaan kan doen wat so erg gaan wees as God jou vergeld. Jy kan die diepste, seerste, lelikste ding uitdink teenoor jou vyand. God se vergelding gaan 10 keer erger wees. Nou hierdie stukkie is moeilik, want hier raak ons evangelie eintlik heeltemal radikaal. Ander gelowe sal vir jou leer, jy mag vergeld, jy mag vertrap, jy mag indoen. Die Christen geloof sê vir jou, lewe reg, lewe mooi. Want ek is seker, dis nie net ek wat soms sukkel om my vyande te seën nie. Maar ek weet net so sukkel my vyande om my ook te seën, so ek neem, ons almal sit in dieselfde bootjie soms. Die wêreld sê kry waak, Jesus sê seën. Dit is bonatuurlik. Jy gaan dit nie uit jou eie uit kan doen nie. Dis die Heilige Gees van God binne in jou wat sal toelaat dat dit gebeur. En dan wil ek ook nou vir julle sê, as jy 'n seën bid en is 'n vals gebed, die Here gaan dit weet. Jy kan dink jou lippe bid 'n seën, maar jou hart is nie daar nie, dan beteken dit ook maar eintlik niks. Ons moet nederig wees, ons moet begin leer, luister en onderwerp aan God. Wraak is altyd God se, want ek gaan vandag vir julle 'n harde waarheid hierso gee. Bitterheid vernietig mense. Bitterheid vernietig jou hart, dit steel jou vrede en dit sal ook jou geestelike groei belemmer. Bitterheid in jou hart, sal julle sien, mense dra dit nadat al op hulle gesigte. Jy kan dit nadat nie meer wegsteek nie. 'n bitter mens
kan jy na ruk al begin eien as hy in die deur instap wat jy kan sien, hoor jy, hierdie persoon is bitter. Die Here sê vir jou, laat gaan daai bitterheid, want ek het jou vernuwe van binne af. Van binne af moet dit buitekant toe leef. Mense moet Christus op jou gesig kan sien. Hulle moet kan sien jy dien die Here. Nou ek weet, ons natuur is, ek het dit al soveel keer gesê, as my pa my pak slaag gegee het, wat ek sekerlik meeste van die tyd verdien het ek agter my kas deur gaan staan en gedink, ek gaan eendag hierdie ou toppie terugkry. Hoopelik die dag wat hy met 'n kierie loop. En weet jy wat snaaks? Nou die dag te vertel my meisiekind vir my laaitjie doen presies dieselfde. Dis in ons natuur, ons is ingebore dat ek wil hard wees, ek wil seermaak, en dan sê die Here, kom ons vat hierdie hart van klip, en ons maak hom weer vlees. Nou as ons mense vergewe, beteken dit nie ons praat oor sonde is goed nie, dit beteken nie die pyn wat hulle aan jou gedoen het gaan weg nie, maar beloof jy kry 'n innerlike vrede wat nie die Here vir jou kan gee. Die kern van Christendom is nie dat ons haat met haat vergeld, kwaad met kwaad of bitterheid met bitterheid nie, maar met liefde, genade, waarheid en goedheid. Dis wat Christus van ons verwag. Maar besef, al het jy vergewe en vrygespreek, hoef jy nie aan tafel met daai persoon te sit nie. Jy net nie meer in vyandskap met daai persoon lewe nie. Nou om hierdie hele ding by mekaar te bring, julle ware aanbidding is 'n leefstyl. Jou leefstyl is die toonbeeld van ware aanbidding, nie die liedjies wat ons hierso sing. Ware aanbidding is daar waar God na jou kyk, waar niemand anders jou sien. Dit is 'n lewe in gehoorsaamheid teenoor God, sy wil en wat sy woord vir ons sê. Ware aanbidding is nie net hier op 'n Sondag. Dis oral. Dis by jou werk, dis by jou skool, dis waar ook al jy jouself bevind, is waar ware aanbidding uitgelewe moet word. Dis nie net 2 ure op 'n Sondag nie, want God soek nie net 2 ure op 'n Sondag van jou. God soek alles van jou. Hy soek jou hele lewe. As kind van God kan ons nie volgens die kultuur lewe nie. Ons kan nie doen wat die wêreld behaag nie. En weet julle wat, dis eintlik 'n oppervlakkige lewe, as jy lewe om die wêreld se goedkeuring te kry. Dit begin nie binne en dit wys eintlik buite. Jesus was vir ons 'n mooi voorbeeld. As ons moet doen wat Jesus gedoen het, dan sal ons, soos hy, homself as 'n offer gee. Hy was nederig, Jesus het gedien, hy het sy vyande lief gehad. Here, vergewe hierdie mense, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het vervolgdes vergewe. Die mense wat hom vervolg het, het hy vergewe en hy het kwaad deur goed oorwin. Nou Romeine 12 wys uiteindelik na Christus, omdat Christus homself gegee het, behoort ons dieselfde te doen. Dieselfde reddende genade en liefde wat vir ons beskikbaar is vir jou vyande ook beskikbaar. Jy kan dalk die voorbeeld wees, deur hoe jy jou vyand hanteer, dat daai ou na jou kyk en dink, maar wat die na wat ek aan hierdie persoon gedoen het. Ek soek dit. Hoe kan dit wees dat hierdie persoon so rustig gebly het? Hoe kan dit wees dat hierdie persoon my nie gevloek het nie? Hoe kan dit wees dat hierdie persoon hom nie probeer wreek het nie? En dit is God binne in jou wat dit sal toelaat. Ek beloof jou, dis nie uit jou eie uit nie. God soek nie kerkgangers nie, hy soek nie godsdienstige mense nie, en ek beloof julle, hy soek ook nie hierdie oppervlakkige aanbidding nie. God soek 'n lewende offer. Nou as dit moeilik raak, gaan ek julle vra, gaan kyk weer na Romeine 12:12. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking en volhard in die gebed. As jy jouself op 'n plek bevind waar jy nie wil wees, dit gebeur met ons almal, dan sê Paulus hier vir ons, volhard net in die gebed. Verbly jou, want jou hoop is in Christus. Byt vas in die swaar tye, want God is met jou. En bid en vertrou op die Here. My laaste teksvers kry ons in Hebreërs. En Hebreërs sê vir ons, hierso eintlik 'n kosbare waarheid. Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. Hierdie is een van die kernwaarhede. Dis bemoediging, maar is ook 'n waarskuwing. Ek wil julle vandag vra, as julle hier uitloop, begin die vrede na te jaag. Begin die liefde vir mense te wys. Hou op kritiseer. Ons almal het 'n opinie, jou opinie hoef nie altyd gehoor te word nie. Ons almal het 'n uitspraak, dit hoef nie altyd gehoor te word nie. Ons almal het goed wat ons irriteer van mekaar. Jy hoef dit nie altyd onder hulle aandag te bring nie.
Want op die einde van die dag gaan ons die vrede najaag, en dan soek ons die heiligmaking, want sonder dit sal ons die Here nie sien nie. Sluit asseblief vir my die oë. Liewe Here, Romeine 12 was vir my hard. Dit is vir my 'n moeilike een om te begryp, want dit is taaf as 'n ou deur die aanvalle gaan elke dag van jou lewe. Dit is moeilik om te hoor wat jou vyande van jou sê en 'n seëngebed vir hulle te bid, Here, maar dit kom nooit uit ons uit nie. Here, dit kom net van U af. Here, my gebed vandag is dat elke persoon wat in hierdie gemeente sit vandag die absolute waarheid van goddelike liefde sal begin ervaar. Here, dat ons daarna sal begin strewe om mense op te bou en na U toe te lei as ons mense afbreek en uit die kerke uitverdryf. Here, dat ons sal ophou kyk na hoe ons boeties lyk van buite af, maar 'n absolute begeerte sal kry dat harte sal begin verander. Here, my gebed vandag is dat dit hier vandag by Jesus se lig sal begin. Dat ons hier sal uitgaan, liewe Here, vandag, dat ons vir ons boeties en sissies sal gaan bid met ware, opregte seëngebede. Dat ons self sal verbly as dit goed gaan met ons boeties. Here, en as ons dalk in 'n seisoen van bitterheid sit, dat ons dit sal oorgee aan U. Dat U ons harte sal vernuut, dat dit van binne af buitekant toe sal begin uitlewe. Here, dat die mense nie net U by ons sal hoor nie, maar U by ons sal sien en sal ervaar. Here, hierdie is 'n waarheid waarin ons almal moet werk. Ek vra asseblief dat U by elke persoon sal stil staan vandag. En ons harte sal begin roer, dat ons sal begin doen dit wat die woord van God vir ons sê ons moet doen. Here, dat ons almal hierdie strewe na heiligmaking sal kry, hierdie strewe na vrede sal kry. Here, dat ons eendag opreg en rein voor U kan staan, want ons het gedoen wat die woord van God vir ons sê om te doen. Dis my gebed in Jesus naam. So ek los julle met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Jesus naam alleen, amen en amen.